van verwond na verwonderd, het u my hart kom keer. My oë sien uw werke, my siel buig voor u neer. Waar pyn nog in my spore lê, het u genade my kom vind. U fluister deur die stilte heen en maak my hart weer kind. My ore hoor u roep, stem sag, die waarheid breek die nag. Ek staan verwonderd, Here, voor alles wat u doen. Uw woord bring lewe in my, uw liefde bly my roem. Ek staan verwonderd, Here, voor alles wat u doen. Uw woord bring lewe in my, uw liefde bly my roem. Van verwond na verwonderd, in u word alles nuut. Vriende, dit is vir my 'n groot voorreg om saam met julle te wees. Ek hoop julle kan goed hoor. Ek het altyd as ek so 'n bietjie later in die aand of deur die dag praat, dan dink ek altyd Paulus help my daarom ten minste in Handelinge 20 het hy een aand in Troas gepreek. En toe het hy bietjie laat aangehou en toe sy jongman dood onder die preek, of so lyk dit. Hy het by die venster uitgeval. Paulus het hom aan die slaap gepreek en toe val die jongman en toe gebeur daar 'n baie interessante ding wat ek eendag graag die backstory wil hoor. Paulus is daar by die trappe af en hy het hierdie jongman, al vertel Lukas dit nie, is dit duidelik dat hy hom lewendig gemaak het, terwyl hy skets dit nie in sulke woorde nie, maar hy het hom regtig opgewek en toe is hierdie man terug en toe preek Paulus verder tot dagbreek. En dit was op die eerste dag van die week, soos Lukas dit vir ons in die Grieks vertel, die dag na Sabbat. En die interessante is, wat ek graag sou wou weet, as ek daai jong man in die hemel rondloop, vertel my van daai aand. Want toe hy geval het, toe sy mos nou by die Here. En die volgende oomblik is Paulus daar en sê, hierdie man weet nog nie genoeg nie, terug aarde toe met hom. Ek dink Paulus het groot gesag dat hy so iets kon regkry. In elk geval, so ek sien julle sit daarom nie in vensterbanke nie. So ek gaan my tyd ook dophou en ek dankie vir die voorreg. Mag die Here ook met ons almal 'n pad loop. Ek wil graag in 1989 het 'n marinebioloog 'n baie interessante waarneming gemaak. Hulle het 'n walvis hoor kommunikeer, maar daar was een probleem. Hierdie walvis het gekommunikeer op 'n bandwydte waarop blou walvisse nie kommunikeer nie. Die bandwydte van die walvisse wat hulle nagespeur het, kommunikeer tussen 10 en 42 hertz. En hierdie walvis het op 52 hertz gekommunikeer. En hulle het hierdie walvis vir 13 jaar, sover ek onthou, nagespoor. En dit was die mees eensame walvis ooit. Hy kon tussen 'n trop walvisse swem en hulle kon hom nie hoor nie.
want hy het op 'n verkeerde frekwensie gepraat. So ek wil graag met die 52 hertzers praat vanaand. Die mense wat dalk voel jy is al een en partykeer ook alleen, want as jy dit saamtrek, kry jy alleen en as jy dit dalk breek in 'n L laat val, al een. En ek wil graag en ek gaan môre so 'n bietjie meer daarop fokus, baie sterker, praat oor hoe skuif ons van verwonding na verwondering, maar ek wil ook vanaand daarby aansluit. Want ek dink die een ding wat 2026 vir ons almal wys is dat mense nogal baie verwond is. Trouwens, die narratiewe wat ek die meeste hoor en die meeste van lees, is hoe stikkend en hoe seer mense is. Jy kan amper nie iets begin nie, of dit draai binne 'n paar minute by, dit gaan daarom swaar of dit gaan sleg. En dis ook nie lank nie of mense begin verskil, dit is ook 'n geweldige verdeelde wêreld. Maak nie saak waar jy kom nie. Mense is aan dit stry. Jy sê net Trump en dan skrik al en dan's almal aan mekaar. En jy is letterlik, baie dankie. Ons is letterlik in 'n wêreld wat na alle kante toe baie de mekaar is. En die vraag is, hoe tree jy op in so 'n wêreld? Nog meer, en ek wil nog 'n beeld gebruik. Ek onthou in die Mishnah, nou die Mishnah is die mondelinge versameling van al die Joodse wette, hier teen die begin 4de eeu, was daar een van die dokumente, Sifrei Deuteronomium, wat kommentaar op die boek Deuteronomium het, van die rabbies, en dit vertel, onder andere word daarin vertel dat die wet van die Here, die voorskrifte van die Here, as jy dit lees, is dit soos 'n vuur wat 'n merk op jou los. Jy kan nie ongemerk, amper geskaad, nie in 'n negatiewe sin nie, maar daar's altyd 'n vuur afdruk wat die Here se woord op jou het. En ek onthou as ek dit nou vinnig vorentoe kan vat, na 24 Junie 1880. Dit was toe Vincent van Gogh vir sy broer Theo 'n brief geskryf het. Nou, ek was vir 'n klompie jare tot 2017 elke jaar in Holland vir 'n maand. Ek was daar by Nijmegen by die Radboud Universiteit gebonde en ek moes elke jaar, ek en my vrou so 'n maand of 2 in Holland bly. En ek het in die tyd baie belangstel, daai 11 jaar wat ek daar was, in ook die werke van Gogh. En ek het in so 3-4 jaar terug het hulle al sy briewewisseling tussen hom en sy broer Theo op skrif gesit. En die een brief het my tot vandag toe aangegryp. Jy sal onthou van Gogh, as jy dalk iets van hom weet, het begin in 'n kerk as 'n jong ouetjie. En hy het die evangelie baie ernstig opgeneem. En as hy gehoor het mense het nie kos nie, dan het hy sy klere uitgetrek en sy klere vir hulle gegee of dit verkoop. En toe was dit vir die kerkraad van die een Hollandse gemeente so 'n probleem, party van hulle het gedink hy show af, dat hy nou so verskriklik arm is. En hulle het sleg gevoel, seker omdat hulle nie iets gegee het nie. Ek het baie keer agtergekom, mense wat so sê, ja, jou linkerhand weet nie wat jou regterhand doen nie. Dan sê ek, vertel my net, wat doen jou linkerhand? Ek vra jou, want ek dink Petrus sê ook vir my in 1 Petrus 3, moet bereid wees om getuienis af te lê as iemand jou vra. So ek dink baie ouens sê maar net daai teks om hulle skuldig voel, want hulle doen niks vir die Here nie. Jy weet, dit is net soos wat ek altyd sê, dreigemente. Dis soos op hulle grafopskrif, hier lê 'n dreigement, ek wou nog vir die Here leef toe ek voortydig dood. Daai soort ouens. So ek wil een van die daar by 'n gemeente daar in die Kaap preek, wil ek sê, ek wil die preekreeks maak oor van geestelike dreigers tot geesvervulde krygers, want baie Christene dreig, ons gaan nog eendag losbreek, hou net hierdie spasie dop, maar ons gaan nog iets vir die Here doen. Weet nie wanneer nie, maar eendag hou ons dop, dan gaan ons iets doen. Maar dis 'n ander gesprek. Maar van Gogh
skrywe in hierdie brief, in een van sy briewe op 24 Junie 1880, want hy het die kerk verlaat. Hy was so ontnugter met die kerk, dat hy die kerk gelos het, en sy lewe baie swaar deurgebring het. En sy broer Theo het hom oor hom ontferm. Dan skryf hy op die 24ste Junie 1880, ek het dit nou ergens op my selfoon, maar ek wou dit gelees het in die Engelse vertaling, maar hy skrywe, hy sê, dit is vir hom verskriklik moeilik, want daar's 'n vuur wat in hom brand, binne in hom. Hy sê, maar mense loop by hom verby, en hulle sien nie die vuur nie, en hulle voel nie die vuur nie. Hy sê, die rookie wat by die koorsteen van sy lewe uitkom, is soos die Engels sou sê, insignificant. Wat kan hy doen, vra hy vir Theo, dat daar 'n vuur is wat mense voel? Ek lees 'n studie 'n paar jaar gelede van George Barna, die wêreldberoemde kerknavorser, in 'n boek waar hy duisende mense, Christene in Amerika, se geestelike toestand nagevors het. En sy konklusie is 9 uit 10 Christene, goddank dis in Amerika, maar alhoewel as ek sien hoe dit daar gaan dan, sê ek, ja goed, kom ons los daai ene. 9 uit 10 Christene sal nooit enige vervulling in hulle geloof eintlik beleef nie. 9 uit 10 Christene sal nooit sien dat iemand tot Christus bekeer nie, sal nooit sien hoe iemand se lewe verander nie, sal nooit 'n vervulde Christelike lewe leef nie. Het Barna bevind, soos ek sê, dankie tog, dis in Amerika. Maar dis die vraag waarmee Van Gogh worstel. Hoe kom die vuur uit my uit? Dis die antwoord wat Paulus, dink ek, in sy laaste brief, as hy vir Timoteus skryf, wat ek vermoed, maande of weke voor sy dood, rondom miskien die jaar 64, ek dink Paulus sterf in Julie Augustus 64 onder Nero daar in Rome, maar dan sê hy vir Timoteus, daai bekende woorde wat ons ken in 2 Timoteus 1, vers 6 en verder, dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar krag en liefde en selfbeheersing. En dan moedig hy Timoteus aan dat die vuur wat die Here in hom wil laat losmaak, soos 'n blaasbalk aangeblaas moet word, sodat hy die moed sal hê om ook vir Christus die lyding te dra wat hy moet dra. En dit bring die vraag in die wêreld waar jy en ek lewe. En ek dink, soos ek maar na die kerk luister en na kerkmense kyk, weet baie kerkmense, Present Company, hopelik excluded, meer oor wat verkeerd is in die wêreld as wat reg is met God. Ek bly verstom, maar ek is ook nie so verstom nie, maar daar's baie goeie verklaringe. Dalk kan ons môre 'n bietjie daaroor gesels. Dit is maar hoe ons brein bedraad word. Ons sien donker eerste voordat ons lig raak sien. Ons hoor slegte nuus eerste voordat ons goeie nuus raak sien. Ons het meer woordeskat in ons taal. Ek kan jou 'n brief gee, dis getoets vir negatief as vir positief. Ons brein in elke moontlike neurologiese toets trek eerste negatief voordat dit positief trek. Ouens het al getoets as jy gelykwaardige inligting vir mense gee en jy sit hulle op fMRI skanderings wat ewe positiewe en hopelik ewe negatiewe inligting het, gaan die brein na die negatiewe goeters toe. So ons is afgerig, ons kop rig ons af om negatief te wees as ons nie ingryp nie. Nou die aand het 'n klomp mense gepraat wat ek vir hulle gewys by 'n paar ouer mense dat ons word banger ouer of ouer banger, ek weet nie, is albei ewe erg. Ons het meer neuroreseptore vir vrees as ons nie dit hokslaan nie. Ons is dapper meise, maar ons skrik vir alles. So ek verstaan dat jy voel ek is alleen. Kom ons begin. Ek wil so 'n paar voorbeelde uit die Bybel neem saam met jou. Miskien die grootste profeet, ekskuus, ek sien die tou, ek wil net nie op hulle trap hier onder nie, ek sien dan hulle is veilig. Ek sien die grootste van die Ou Testament profete. Hy word gereken as die heel grootste, sekerlik Elia. Hy word saam met Moses beskou as die verteenwoordigers van die wet en die profete. So kom hulle aan Jesus verskyn, onthou jy, in Markus 9 op die berg of Matteus 17.
Maar dit is Elia wat sy hoogtepunt het by Karmel, met die profete van Baal. Maar dit draai suid in een oomblik. As Isebel, Agab se heidense vrou, besluit, daai man is dood, en sy sê, as hierdie perd môre hierdie tyd nog lewe, en sy sit haar spesmagte op sy spoor, en in 1 Konings 19 vat Elia die pad, woestyn toe hy en sy slaaf, dan lees mens op 'n stadium in die teks, ek dink sy slaaf was nie vlugfiks nie. Dan los hy sy slaaf, hy het seker nie goeie Nikes aangehad nie, die man se skoene was daar, dan los hy hom en dan gaan Elia nog 'n dagreis in die woestyn in. En uiteindelik gaan lê hy onder, soos die ou vertaling sê, 'n besembos. En hy's klaar. Gister, hy's letterlik yesterday's hero. Eergister het in die naam van die Here die super 450 profete van Baal, die god van donderweer, van die Kanaaniete, in die naam van die Here uitgeknikker. En vandag hardloop hy. En hy hardloop. En die een ding wat ek nogal weet in die Nuwe Testament, in Efesiërs 6 vers 1 tot 10, waar Paulus oor daai wapenrusting praat, is dat daar geen wapen is wat jou rug oppas nie. Ek weet nie of julle dit al ooit opgemerk het nie. Al die wapens wat Paulus noem is vir vorentoe veg. 'n Christen het nie 'n reverse gear nie. Jy het net 6 ratte vorentoe, waarskynlik 6, meeste ons kry net 1, maar nommer 1 en dalk 2, maar 'n Christen het net vorentoe gaan. Een van my Amerikaanse vriende, Leonard Sweet, ons het al baie keer daar by hom gaan kuier, hier in Suid-Afrika sê hy praat die ouens van retreat, hy praat van advance, hy sê trust Christians to get the language wrong. So as ons nou ergens moet by mekaar kom, dat ons 'n retreat, dan val ons terug. Hy sê, call it an advance. Wat ons nou hierdie naweek ook doen, ons is met 'n advance besig. Want onthou jy, al daai wapens, Efesiërs 6, jy het 'n helm van verlossing, jy het 'n skild, 'n borswapen wat jou van geregtigheid, vryspraak, jy het 'n skild van geloof, jy het 'n beld van waarheid, jy het 'n swaard, die woord, jy het skoene vir die evangelie, né? So jy's gebou vir vorentoe veg. So as jy lyk vir my omdraai, het jy eintlik moeilikheid. Soos Elia. En al wat jy dan kan doen, dan sê jy dis game, set and match. Ekskuus, my ouma het dit ook gedoen, baie kere. Dan sy gesê, my kind, die Here moet my nou kom haal. Maar sy het dit gesê met 'n sug, ek kan nie die sug namaak nie. My liewe ouma en my liewe skoonpa, hulle is al by die Here, my skoonpa kom beter sug. Ek altyd sê, hy die sug van alle sugte. As hy gesug het, was ons 5 minute stil gesug. Maar ouma het altyd gesê, die Here moet my nou kom haal. En toe het my ma ook hierdie nik aangeleer. Het gaan so in die familie aan, lyk dit vir my. En toe sê ek eendag van ma, die Here kan jou nie kom haal nie. Hy is by jou, glo jy nie Matteus 28 nie. Toe skrik sy daarom, rukkie weer terug. Maar feit bly, daar lê Elia, hy gaan lê in die sterfposisie. Hy sê, ek is nou dood. Onthou jy, hy gaan lê letterlik, daar lê hy. En die volgende oomblik hier daag 'n engel by hom op. Met kos. En wat dink Elia? Death row, dis sy laaste ete. So die Here is daarom goed, hy gee vir hom 'n ete. So Elia, en dan eet hy en die engel staan en kyk. En dan as Elia klaar, dan gaan hy weer nie doodsposisie. Hy sê, is reg, neem my lewe. Nou nie, laat dit Heer u gewy wees nie, net neem my lewe. En dan sê die engel vir hom, daar seconds. Jy moet nog eet. As die Here vir jou kos gee, die Here het altyd te veel kos. Onthou julle, Markus 6, Markus 8, Matteus 14, hy maak altyd te veel kos. Daar's altyd hemelse oorvloed waar Jesus. As hy wyn maak in Johannes 2, is dit 600 liter wyn. Dis 6 klipkanne wat 100 liter elk vat. Jesus spesialiseer in oorvloed. Dis nie die kerk wat, ek praat in den brede, te min het. Ek weet nie van julle nie, maar ek het altyd, nou die dag kuier ek en 'n ou skoolvriend vir my saam met, ja, het uitgelek, ek was op Kempton Hoër en ons in my dae het ons skool daarom een springbok opgelewer, ou Jannie Breed, en ons was al die jare saam op skool. En Jannie en ek kuier so ruk terug. En hy sê, jy weet, Joubert, jy kon selfs in 'n loskramme bid hier begin.
Maar toe sê ek vir my, weet Jannie, jy was die enigste ou op skool wat ek onthou, hy was ook 'n geweldige goeie cricketspeler en 'n geweldige goeie atleet. Ons is dieselfde ouderdom, maar hy was so 'n jaar in die atletiek. En elke keer as ek ietsie kon regkry met atletiek, dan het ou Jannie die rekord opgeskuif die volgende keer as hy kom. Ek kon sê jy het alles geroon. Maar hoe dit ook al sê, ek sê vir hom, jy het ereklere vir rugby gehad, maar ek het daarom kerklike ereklere gehad vir te min en te laat. Ek het dit altyd gedoen. Maak nie saak wat ek gedoen het nie. As daar 'n preek was of as ek die wet gehoor het, dan was dit te min te laat. Ek het dit altyd, elke week gehoor. So ek het maar gewoond geraak dat dis net 'n dreigement om die Here te dien, want ek hoor maar altyd, jy het dit alweer nie gemaak. Miskien is dit waar Elia lê. Ek het dit alweer nie gemaak nie. Daar lê ek. En die Here sê, wakker word deur sy engel. Eet. Jy mag dalk alleen wees, maar jy's nie alleen nie. Die Here is by jou. En dis die verskil. Die Here is by jou. En dan is daar nie te min nie, dan is daar oorvloed. As ek baie tyd gehad het, sou ek graag saam met julle deur die Efesiërbrief wou stap. Dis die brief wat wemel van God se oorvloed. God gee altyd te veel. Ek kan, moet my nie dreig nie. So, as ek op 'n rol is ek op 'n rol. My vrou is nie hier om sê, Stefan, soos nie. Ek terg, my kinders het een keer toe ek klein was, ek vertel nou die dag vir my een dogter, ek onthou nog toe sy een keer tot ons huis toe ry, toe sê sy, pappa, jy praat ons oor 'n pap. So ek weet. Kort en nie lank, Paulus werk in die Efesiërbrief met oorvloed. God gee te veel genade, hy gee te veel lewe, hy gee te veel gebedsverhorings, hy gee te veel van alles. Paulus gebruik die woorde rykdom en oorvloed en oorstroom. Hy gebruik hierdie sterk Griekse woorde wat sê as jy en dan sit hy in die tronk sy het skrywe. So dis die God wat vir Elia ontmoet as hy daar onder die bos lê en sê dis nou klaar met my. En daag die Here op en sê eet. Want jy moet Horeb toe stap. Dan kom hy op Horeb aan, Elia, na 40 dae se stap, maar hy's nog nie uit sy by uit nie. Dan praat die Here met hom, dan sê hy, ek is die enigste een, ek is al een wat oorgebly het. Sjoe, dan sê die Here vir hom by wyse van spreuke, jou somme is baie sleg, Elia, daar's 7000. Paulus haal dit ook in Romeine 9 tot 11 aan. Daar's 7000. Maar jy het waaragtig nie alleen oorgebly nie. Kom en ontmoet die Here. Kom uit jou verwonding na verwondering. Onthou jy hoe praat God met hom? Die sagte stilte. Dis nie hierdie keer Eksodus 20 se rotse wat breek nie. Dis God wat sag by hom verbygaan. Dis Habakuk 2 vers 20. Die hele wêreld moet voor God stil wees. Want hy is in sy heilige tempel. Die groot tekste van Habakuk. Die hele wêreld moet voor God stil wees. Want hy is in sy heilige tempel. Dis daar die dieper stilte wat Elia kry. Dan sê die Here vir hom, nou dat ek jou aandag het, dat jy agterkom. Jy is dalk, jy dink dalk jy is al een, maar jy is nie alleen nie. Stuur ek jou terug om te gaan werk vir my. Dan vat hy die pad terug. Die doodloopstraat waarmee hy gevoel het, hy Horeb toe loop, word 'n lewenspad waarmee hy terugstap. Die Here doen dit graag, hy stuur jou graag op jou eie pad terug. Onthou jy die Emmausgangers, en al daai mense, toe hulle daar in Lukas 24 vanaf vers 13, toe hulle saam met Jesus stap, hulle was in 'n by. Kyk, hulle stap, en hulle is omgesukkeld, en hulle is kwaad, Kleopas, en ek dink dit is sy vrou wat saam met hom stap, want in Johannes 19 vers 25 hoor ons van Maria, die vrou van Kleopas. So ek dink is 'n egpaar, want hulle gaan ook na hulle huis toe, hulle huis van vergete drome, hulle stikkend, hulle is verwond, dis die 3de dag, hy gaan nie opstaan uit die dood nie, dink hulle.
Dan stap Jesus saam, maar sê, wat is julle probleem? Maar die probleem is geloof en vrees is nooit bure nie. Jy kan nie en glo en bang wees nie. Jy kan nie en glo en verwond wees nie. Jy kan nie en glo en diklip lang gesig wees nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Dis wederzijds uitsluitend. Jy glo en jy is vol vreugde. Sal môre 'n bietjie praat oor vreugde vol. As ek is hierso namens alle Oosranders. Ek het nou die dag toe moes ek aan die Parel te verduidelik vir ons die Grieks. Toe kom 'n vrou na my toe, sê ek het die Grieks verkeerd uitgespreek. Ek sê jy's reg, dis 'n Griekse dame. Maar dis 'n Oosrandse Grieks. Die Griekse woord vir blydskap in die Nuwe Testament wat die meeste gebruik word in die Nuwe Testament. Nou laat ek die regte uitspraak gee, is chara. Chara. Ek sê chara. Dis lekker Oosrand. So jy's charravol, jy's vol vreugde. Dis die woord wat Paulus sê, wees altyd bly, Filippense 4. Ek herhaal, verbly julle. Chara. Dis die aksent is op die tweede A in Grieks. Maar as jy by Oosrand is, maak aksent nie baie saak nie. Ekskuus, ek moes nou die dag by studente preek daar in Stellenbosch in die Moederkerk. Toe het ek vir hulle gesê ook daarso dat hulle moet daarom weet ook as mense van die Oosrand afkom, dan is kultuur anderster as daar by hulle en dat Stellenbosch daarom nie 'n planeet is nie, hulle moet dit ook weet. Maar feit bly. Vreugde is die groot geskenk van God. Vreugde. Ons, die oomblik as Elia agterkom, hy is alleen, maar hy is waaragtig nie alleen nie, verander alles. Volgende voorbeeld. Paulus. Sit reg, kyk nog so 10-15 minute gaan. Goed so, ekskuus, ek gaan nie tot môreoggend gaan nie hoor. Paulus is 3-4 jaar in die tronk in Caesarea Maritima. Hy het in Jerusalem aangekom vir die viering van Pinkster en hy's gearresteer en hy's tronk toe gevat met 'n reuse groep soldate waar hy 2 Romeinse prokonsuls moes deurstaan, Felix en Festus. En uiteindelik as Paulus hom op die Romeinse keiser beroep, sit hulle hom op 'n skip waarvan ons in Handelinge 27 in groot detail lees. Rome toe. Toe hulle op die skip klim, het die Here vir Paulus gewys, dit staan in die teks, jy kan dit gaan lees. Hy moet die ouens waarsku, hierdie skip gaan sink, want hulle wou in die begin van die winter seil. Maar wie luister nou na 'n gevangene? En die kaptein en die Romeinse offisier het hulle nie aan Paulus gesteer nie, en hulle het begin seil. En dan doen Lukas regtig baie intense moeite om vir ons in groot detail te verduidelik hoe hulle in 'n skip begin in geweldige krisis in hardloop, letterlik vir weke op die see ronddobber. Weke. En dan, een nag, kom praat 'n engel van die Here met Paulus. Onthou, die Here het vir Paulus gewys, hierdie skip gaan sink. Maar nou is Paulus aan boord. En Paulus moet met die Romeinse keiser praat. En Paulus, kan ek die woord gebruik in Engels, there's precious cargo on board. Ons het graag hierdie plakkers op bokse, handle with care, fragile. Dit moes op mense gewees het. Maar Paulus is aan boord. En God sê, precious cargo. En dan sê die engel, Paulus, ter wille van jou, al is jy alleen, is jy nie alleen nie. Ter wille van jou, red ek almal aan boord. En dan gee Lukas vir ons die getal 276 mense word gered, omdat die man van God aan boord is. Ruk gelede praat ek met 'n vriend wat van die maak nie saak hoe nie, maar ek is by een of ander Christelike trust betrokke, Mergan in die Kaap, wat in een van ons groot projekte is hardloop in Wes-Afrika. En iemand van die ouens vertel my nou die dag, toe hy daar in Wes-Afrika is,
hoor hy die hele tyd sy so met ouens praat, hulle praat van 'n managa. Naderhand vra hy vir die ou, wat is 'n managa? Die ou sê, don't you know? Hy sê, no. Toe vind hy uit, hulle bedoel man of God. Maar hulle praat van 'n managa. Maar Elia en Elisa word so genoem as jy dit gaan lees in Konings, 1 Konings 6, so aan, 2 Konings 6, ek wil daar. Maar Paulus is God se man aan boord. Hy's alleen, maar hy's waaragtig nie alleen nie. Elia was alleen, maar hy was waaragtig nie alleen nie. En God red die boot. Paulus breek brood, dit lyk amper soos hy breek die brood wat op die skip is nadat hulle afgegooi het en hy begin dit vier en hy dank die Here en hy sê ons lewens sal gespaar word, die skip sal sink, maar God sal die boot die mense red. So jy sien, ons begin so 'n patroon kry. Dat God nie so baie mense nodig het om so baie dinge te doen nie. Hy het net die regte mense op die regte tyd nodig. Al is jy alleen, jy's nie al een nie. Derde voorbeeld. Skuif agteruit na die jaar 539 voor Christus, Daniël 5. Ons ken almal die boek Daniël. Ons kan dit baie goed dateer, want dit is die aand dat Beltsasar die hand teen die muur sien. En daardie nag sterf hy, en ons kan dit dateer, dit is 539 voor Christus. En die Persiese ryk het die volgende dag oorgeneem. Maar daardie aand drink hulle, hy en 1000 offisiere, hulle smoordronk en papdronk uit bekers wat hulle gesteel het uit die tempel in Jerusalem, waarna Jeremia 70 jaar van tevore verwys het. Jy kan maar gaan lees in Jeremia wat sê 26 waar het Jeremia gesê, ouens vergeet dit, God sal daai bekers laat terugkom en die waarde van hierdie gesteelde bekers word in Esdra 1 gegee. Ek kan nie eens onthou nie, 4 of 5000. Jy kan gaan kyk, ek het al vergeet hoeveel dit is. Maar dis duisende en hulle suip hulle dronk uit God se heilige bekers uit sy tempel. En God sê wedstrydpunt vir Beltsasar. En die hand skryf teen die muur meneer Tekel Ufarsin. Aramees, want die eerste deel van Daniël is in Aramees geskryf. En dan kry die koning al hy weet nie wat aangaan nie, daar staan, hy skrik vir homself boeglam. Daniël beskryf hierdie ou se bene slaan te mekaar, daai man is bang. Hy's skrikwekkend bang. En dan kom die koningin moeder en sy sê, hier's iemand in die stad. En tussen Daniël 4 en Daniël 5 vermoed ons het 20 jaar verloop. Na 20 jaar onthou sy, daar's 'n man in wie die gees van die heilige gode is. Met ander woorde, die heilige gees. Jy sien, Daniël is die enigste gelowige waarskynlik op daai stadium. Ek weet, God gelowige wat nie lewende God glo, hy's waaragtig alleen. Maar hy's nie al een nie. Na sy profesie oor Nebukadnesar het 20 jaar verloop van Nebukadnesar se dood tot by Beltsasar, sy kleinseun en sy pa Nabonidus, wat hulle twee het saam geregeer. En dis interessant, sy posbeskrywing. Ek seker as jou kinders of kleinkinders as hulle gemigreer het en jy vra wat doen julle? Sê nee, ek is nou die hoof van die hekse, die waarsêers en die towenaars. Dis Daniël se beskrywing. Staan daar. Maar nooit het hy gekompromiteer op God nie. En dan roep hulle Daniël na 20 jaar, praat van 'n getuienis om op jou pos te wees. Ek het 'n ou vriend wat ek mag dit nie sê nie, nou die dag eers in die Kaap het iemand baie eksepsie geneem wat ek gesê het, so ek gaan dit nie sê nie, maar as ek kon, sou ek gesê het, van my van nie kerkvriende, want ek het 'n kerkvriende en van nie kerkvriende, maar ek gaan dit nie sê nie, want die persoon se van was van nie kerk, en my was in die kerk, maar hy het nie daarvan gehou nie, maar so ek gaan dit nie sê nie, maar as ek mag, kon gesê het, sou ek gesê het, een van my van nie kerkvriende, want ek het 'n hele paar, het een keer vir my gesê, moenie jy vir my sê jy's 'n Christen nie, laat ek dit vir jou sê. Laat ek dit vir jou sê. Dat die heidense koning se ma sê, daar's 'n man van God in die stad. Laat die skeepskaptein voel, daar's 'n man van God aan boord, wat die skip red.
Laat God sê vir Elia, vir sy hoofprofeet, daar's 'n man van God in die land, wat die verskil sal maak. Ek sou saam met jou deur die Josef verhaal kon stap. Wanneer Josef in Potifar se huis is, staan daar en die Here was by hom. Wanneer hy sy beginsels hou in die tronk beland, in Genesis 39, spring het oor, dan lees ons verder, dan staan daar, en die Here was by Josef in die tronk. Verstaan nie Josef se omstandighede het verander nie. Hy was alleen, maar hy was nie alleen nie. Die Here is by hom. Ekskuus as dit moetswillig is vir hierdie tyd van die aand. Ek hoor die meeste mense of baie mense as hulle oor God praat, dan sê hulle God is in beheer. En soos ek dit hoor, klink dit vir my as 'n ongeloofsbelijdenis baie keer. Want ouens sê altyd, jy weet, ek weet nie wat aangaan nie, maar die Here is daarom in beheer. Dan sê ek, jy kan dit maar gelos het. Of soos iemand nou dag sê, net die Here kan ons nog help. Sê ek, jy kan daai uitdrukking maar gelos het. Hy het, die vergeet mens, noem dit Golgotha. Want wat wil jy hê moet die Here nog doen wat hy nie gedoen het op Pinksterdag en by Golgotha nie? Ek weet nie. Hy het vir ons genoeg gedoen dat ons kan lewe en sterwe in Christus. Maar dit lyk vir my nie is genoeg nie, maar ek verstaan wat dit bedoel. Ek glo God is die Almagtige. Ek glo hy heers oor hemel en aarde, maar waaragtig is daar nie een teks in die hele Bybel waar God ooit sê hy is in beheer nie. Jy moet my nie verkeerd hoor, ek het ons nou gesê hy is die Almagtige. As God oor God praat, wat sê God oor homself? As hy opdaag by Josef, as hy opdaag by Gideon, in Rigter 6, as Jesus op die see in Johannes 6 met sy disippels praat, wat is God se eerste woorde? Moenie bang wees nie, ek is by julle. Wat is Jesus se laaste? Hoe praat God oor God se almag? Wat is Jesus se laaste woorde? Matteus 28. Ek is by julle al die dae. En hoor mooi wat ek sê. Ek glo ook hy's in beheer, maar dis nie beheertaal wat die Bybel ooit gebruik. Beheertaal praat met jou linkerbrein. Dis command and control. Ek is by jou, praat met jou regterbrein. Dit skep vertroue. God sê, moenie bang wees nie. Weet jy gedink, is ek is die Almagtige. Ek is die een wat die sterre gemaak het. Ek is die een wat volke en nasies in my handpalm hou. Ek is by jou. Dis al wat jy hoef te weet. Jy hoef nie die pad te sien nie. Ek is die pad. Jy hoef nie die donker te laat weggaan nie. Ek is, wat sê Johannes 8 vers 11 en Johannes 9 vers 5? Ek is die lig vir die wêreld. En elke keer, vandat dit gebeur het met my, as ek oor hierdie teks praat, vertel ek hierdie storie, elke keer. My liewe skoonma, wonderlike gereformeerde vrou daar in Kempton Noord gewees. Toe sy so 3 jaar terug op haar sterfbed lê. En sy het baie swaar gesterwe. En ek so nou en dan die matrone gevra om of buite te sit, dan sit ek by ouma. En ouma sê eendag vir my, my kind is my swaar, ek is ook bang. Ek sê, ek verstaan ma. Sê, hoe moet ek die Here tegemoet gaan? Ek sê, ma, onthou ma, toe ek en Marietjie begin uitgaan het, ek was staart 8 en sy was staart 6, my vrou. Ek sê, ma het altyd gesê, Stefan, jy moet Marietjie voor donker by die huis hê. Ek sê, weet ouma wat? Jesus sal ouma voor donker by die huis hê. Nie bekommer. En net nou stuur my vrou vir my 'n boodskap, sy en my skoonsis het gou vanmiddag gaan eet. Sy sê, skat, jy die ligte aangelos, dankie. Toe ek vroeg vanmiddag gery het by die huis. Want ek geweet sy sal donker by die huis kom. En ek sê, ouma Rina, onthou jy my pa? Sy sê, baie goed. So kom ons in Kempton bly, my pa was by die lugdiens, hy het gevlieg, so ek het van kleins af daar gewees. My pa het altyd vir ons die ligte aangelos, en ons almal doen dit vir ons kinders. Ek sê, ouma, Jesus sal vir jou die ligte aanlos, hy is die lig vir die wêreld. Nooit het Jesus gesê, het sal ligter word nie. Nooit het Jesus gesê, julle gaan so skemer hê nie. Hy het sê, het sal altyd pik donker wees in die wêreld. So ek weet nie hoekom ons Christene verras daardeur nie. 'n Dame sê nou dag vir my, kan ek dit glo by hulle skool, oop hulle nie meer met gebed nie. Ek sê, jy moet bly wees as hulle dit doen. Hoekom is jy verras? Wat het jy gedink? Ons leef in 'n wêreld wat donker is. Jesus nie gesê het gaan ligter word nie. Hy het gesê dis donker. Ek is die lig vir die wêreld.
Jy moet baie naby aan my loop. Die Griekse woorde. Jy moet so op my hakke loop, akoulotheo. Jy moet my volg. Jy moet so naby loop soos Shane Claiborne sê dat die stof van die rabbi op jou spat. So naby met jy loop dat jy, hoe het dit in Johannes 20 gebeur? Onthou jy Johannes 20 vers 19 tot 24, daai eerste aand toe die kerk weggekruip het? Onthou jy? Toe Jesus opstaan uit die dood? Wat is die eerste ding wat Jesus gedoen het toe hy by sy bankkerk opdag? Sies julle, sies. Ek het vir julle mos gesê, ek het dit 3 keer vir julle gesê, Markus 8:19 gaan sterwe. Kry julle nie skaam nie? Nee, niks. Wat het Jesus gedoen? Vrede vir julle. Vrede vir julle, 2 keer. En ons weet hoe die Jode gegroet het. Hulle het vir mekaar gesê, Shalom. En die oomblik sê vir iemand Shalom sê, as reisigers so op die pad na mekaar toe stap, dan was dit verwag van Jode om so 20 tree van iemand af jou regterhand in die lug te steek en te sê Shalom. As dit een persoon is Shalom Lacha, of as dit meervoud Shalom Lahem, dan sien hulle jy's nie gewapen nie, want dit is jou gevegshand. Aan die ander woorde, as jy so aankom op iemand, jy's bang 'n ou trek 'n swaard en hijack jou of beroof jou. Hijacks was baie volop in die antieke wêreld, mense. Hulle het mense gevang en gaan verkoop in die slawekwartiere. Keiser Augustus het sy skoonseun of sy stiefseun Tiberius wat hom opgevolg het as keiser, een keer gestuur na al die slawekwartiere. Dit was 'n groot welvarende bedryf om mense te hijack en hulle te gaan verkoop as slawe. So jy kom ongewapend, vrede. Johannes vertel dit nie, hy hoef nie. So as Jesus daai Sondag aand instap, wat doen hy? Vrede. Wat sien jy? Die spykermerke. Dis nog nie littekens nie. Littekens kom later, dis wonde. En daar staan die opgestane Here, vrede vir julle. En dan sê hy soos die Vader my gestuur het. Kerk is nie gebou vir wegkruip nie. Kerk is nie gebou vir skuil nie. Die kerk is gebou vir in die wêreld ingaan. Jesus kom nie en sê nou is ons almal bang nie. Hy sê kom ek kry julle uit die kamer uit. En dan blaas hy. Onthou jy? Blaas op sy kerk. Al is julle alleen. Julle is nie al een nie. Dan blaas hy sy gees. Jy hoor Genesis 2. Toe God die eerste mens gemaak het, wat het God gedoen? Hy het hom gemaak van Adama, boogrond. Jy kan die spel hoor op die woorde. Adam, die mens, wat 'n eie naam word, Adam, is gemaak van Adama. Adam, Adama. Nou, Adama is boogrond. So nou weet vrouens waarvan mans gemaak is, hoe op die boogrond. En goddank het God geblaas op daai mens. God blaas sy asem, dan word die mens 'n lewende siel, 'n nefesh, 'n lewende siel. En die ou Jode het geglo as God sy asem terugtrek, die Ou Testament, wat gebeur as jy dood? Solank as God op jou uitasem. Ons asem koolsuurgas uit, God asem hemelse suurstof, hy blaas sy gees. So ons begin by die vraag van Gog. Hoe sal daar 'n vuur uit ons sigbaar word? Nee, ek hoef dit nie self te jaag nie. Want as ek na myself kyk, dan lyk dit maar net of daar 'n ou rookie uitkom. Maar as God na sy kerk kyk, as God na sy mense kyk, dan sien hy Elia, ek het jou nodig, jy gaan lê nie onder 'n besembos, jy besluit nie wanneer ek jou moet opkommandeer huis toe nie. Ruk gelede, een van my boesemvriende, was 'n gewapende roof daar in Pretoria, en het hom 5 skote daar by hulle huis geskiet met 'n 9 mm op 1,5 meter afstand. En toe ek daar in die hospitaal langs my vriend se bed sit, en dit was vir ons baie traumaties ook, en toe hy bykom, het ons lank net gesit en gesels, en hy vertel vir my 'n rukkie daarna, ek het vir hom daar iets gesê, ek sê vir hom, Skalk, ek kan niks onthou dat ek dit vir jou gesê het nie. Hy sê, dit het in my siel ingebrand wat jy daar gesê het. Ek moes dit onthou het. Ek sê, wat het ek vir jou gesê? Hy sê, jy het vir my gesê, 'n Christen is bulletproof totdat die Here ons huis toe roep. En dit is nou al 'n paar jaar terug. En ons het Sondag aand weer na kerk gekuier daar in Pretoria. En ek dink, dis wat God vir Elia wil sê, Elia, ek sal besluit wanneer ek jou opkommandeer huis toe.
Tot dan, is jy bulletproof. Vat die pad en gaan vertel vir mense van my. En jy, Josef, jy sit in die tronk, maar weet jy wat? Dis hard, maar ek is by jou. Ek is by jou. Nie toe maar ek is in beheer en daar's 'n plan nie. Dit hoef jy nie te weet nie. Ek is by jou. Dis genoeg. Ek is die Here. En as jy weet wie ek is die een na wie die wind en die see luister, Markus 4. Onthou jy as Jesus in vers 41 met die wind en die see praat, luister die wind en die see. Ek is die een wat my hand in die doderyk sit en dooies teruggee. Ek is die Here. En jy dink, ek kan nie by jou wees en dis nie vir jou genoeg nie. Dit is, al is jy al een, jy is nie alleen nie. Laaste voorbeeld, voorlaaste voorbeeld. Elisa, die opvolger van Elia, is 'n doring in die vlees van die Arameërs. Elke keer as as die Arameërs hulle aanvalle wil begin doen teen Israel, wys die Here dit en dan gaan maak Elisa dit bekend. En toe besluit die Arameërs, hulle gaan Elisa kom uithaal. 2 Konings 6. En een nag omring hulle die dorpie Dothan waar hy is. En sy slaaf word die volgende oggend wakker en dan sien hy hierdie ruitery reg rondom hulle. Ek kan net dink hoe sinister dit is, so as ek kan sien so deur die mis, hoe staan daai klomp perde en die stoom wat so uit hulle neuse uittrek. Daai soldate wat net daar sit, daai spesmagte wat reg is om op die bevel te gaan. En die slaaf maak Elisa wakker en hy sê, my Heer, ons het moeilikheid. En ek is seker Elisa, hy het nog bietjie geslaap, die slaap het sy oë gevee en so gekyk. En as dit ek was, so ek gesê, maak vir ons bietjie koffie. En hy sê, meneer, hy sê nee, toe maar, die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Nie bekommer nie. En hy sê, meneer, wanneer laas jy wiskunde op skool gehad? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, soos hulle om ons is. Meneer, hy sê, ek verstaan wat jou probleem. Jy het 'n oogprobleem. Ons gaan 'n bietjie môre daaroor praat. Jy kan nie sien nie. Kan nie sien nie. Here, maak sy oë oop. Want die groot ek is in die huis, is in die stad, is op die boot, is op die berg, is in Suid-Afrika. Ek het dit al baie vertel, dit is vir my komies, maar daar sit iets groots ook vir my in. Paar jaar gelede, ek was ook by 'n Australiese universiteit betrokke en ek moes so 'n jaar of 2 ook daar klas gee. Maar ek dink hierdie was 'n ander geleentheid, moes ek in Brisbane iets gaan aanbied. En ergens gesels ek een aand by 'n kerk en dit kom uit en iemand kom na die kerk of na die praat na my toe en sê, hy wil net vir my sê, God het geëmigreer. Ek sê, ja, is interessant, waartoe? Hy sê Australië toe. Ek sê, hoe kry hy dit? Hy sê, nee, sy kinders is 'n paar jaar terug Australië toe geëmigreer, en die aand voor hulle gegaan het hulle saam gebid, en hy het gebid dat die Here met hulle sal wees. Hy sê, dis die enigste gebed wat ooit verhoor is. Die Here is toe saam met hulle. Nou moet ek daar by 'n Australiese kerk preek, waar een van my oud studente by 'n Australiese Engelse gemeente is. En ek onthou die oggend sê hy, dis 'n Engelse diens, en dan moet ek daarna in Afrikaans ook preek, daar kom 'n klomp Afrikaanse ouens. Nou onthou ek sê vir die Australiese ouens, I've got very good news for you, all the way from South Africa. I have it on very good authority that God has immigrated to Australia. Maar hulle kyk vir my of down under, ek weet nie waar is nie. Ek sê, I only have one problem. I've been here many times and I've been here for a week. Where do you hide God? I can't find him. Want ek het agtergekom, baie mense verwar veiligheid met God. Ek is nie teen veiligheid nie. Ek weet baie goed, dis Habakuk 3 vers 19 wat gesê het op vers 17 tot 19, op hoë plekke laat jy my veilig loop. Ek kan nie eens op veilige plekke partykeer veilig loop nie. Maar so ek verstaan. Maar jy moet nooit God met veiligheid verwar nie. Dis soos my een vriend Jaco Strydom, hulle daar by Echo. Hulle in Pretoria wat hulle 'n geweldige bediening het. Ek het in die week weer vir Jaco gesien, hulle het plase waar hulle soos kiboetse kos maak vir arme mense. Hy is 'n
teologie student gewees, ek het vir hom nog klas gegee in sy jong dae, het nie veel kilowatt daai tyd uitgesit nie, en baie studente is nie altyd so ywerig nie, en toe het hy in Indië, of in Pakistan gaan loop, en toe beland hy in Calcutta, en toe gaan werk hy daar in die slums, by Moeder Teresa hulle se plek, en toe het Jaco teruggekom, as 'n veranderde man, en gaan kyk bietjie Echo jeugbediening, is asemrowend wat hulle doen. In elk geval, ek onthou, Jaco hulle se een lese is altyd, moeilikheid is ons besigheid, and business is booming. Marieke was die week saam met ons Ekerk, is daar by hulle betrokke, daar op die plaas, naby Frankfurt, en die een ouetjie, al die ouens wat daar is ouens wat hulle van die straat afgehaal het, hulle doen lewe saam, hulle wie se lewens gerehabiliteer is, wat Christus ontmoet, wat regtig sinvolle lewens leef. En Jaco vertel, baie keer moet hy by skoolhoofde, ek onthou sy woorde, gaan pleit dat kinders wat in hulle huise bly, wat afskryf, nie deur die skool afgeskryf moet word nie, wat krip. So hy spandeer sy lewe aan stikkende mense. En hy sê altyd, maar die groot ding wat jy weet, Christus is in dit. En soos my ander ou vriend Rudolf Botha altyd sê, wanneer Jesus disippels soek, gaan begin hy op die ashoop. Hy gaan nie deur 'n katalogus van voortreffelike religieuse presteerders, die top 10 ouens nie, wat ons by die universiteit altyd doen nie. Hy vat die nobodies, die has-beens, die yesterday's heroes, en hy sê, al is jy al een, jy's nie alleen nie. Die waarborg wat ek jou gee, is nie dat jy slim is, en sterk is, en groot is, en 'n groot weermag het, en 'n lekker begroting nie, en dat jy hoeveel $1000 biljoen het om te skiet nie. Al wat ek jou sê, ek is by jou. Ek is by jou. Ek is by jou. Soos die Vader my stuur, stuur ek jou. Ek sal by jou wees, en ek sal die lig wees, want ek is die groot ek is. Ek is die groot ek is. Ek sluit af, so kom Jesus, so dikwels in Johannes Evangelie, hierdie bang groepie, om homself het. En elke keer dan sê vir hulle, ek kom van die Vader af. Johannes 5, ek het dit wat my Vader doen, gesien, en ek doen dit vir julle. Hy kan oordeel, en hy gee dit vir my, maar ek gee lewe. En wie my glo, Johannes 10 vers 10, het lewe in oorvloed. En elke keer wanneer Jesus saam met sy bang groepie disippels loop, as hy op die see loop in Johannes 6, as hy daar in Johannes 4 in Samaria is by die put, maak nie saak waar nie, dan het hy altyd een boodskap, ek is. Ek is. Het julle nie geweet nie, ek is die brood wat lewe gee, in Johannes 6. Het julle nie geweet nie, ek is die lig vir die wêreld, daar by die loofhuttefees. Het julle nie verstaan nie, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek hou my skape my handpalm vas, en my Vader wat groter as almal is, hou hulle vas. Het julle nie geweet nie, ek is die opstanding in die lewe, toe hy voor sy vriend Lazarus se graf gestaan het. Julle het dit nie geweet nie. En as sy bang disippels hoor, die aand voordat hy gekruisig word, die donderdag aand in Johannes 14, as hulle nie weet waartoe gaan Jesus nie, sê hy, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. En ek is die ware wingerdstok, sê hy vir hulle in Johannes 15. Julle moet in my bly, en ek in julle. Dan sê julle baie vrug dra. Julle moet nie bekommer nie. Bly net in my, volg kort op my hakke, want julle gaan altyd dink, ek is alleen. En julle gaan altyd dink soos van Gog, daar kom nie baie vuur uit my uit nie. Maar los dit vir my. Ek onthou van 'n vrou wat op 'n dag, wat in 'n boek lees ek die verhaal van 'n vrou, wat al vir jare lank hierdie vrugtebome het van die bure, wat so oor haar heining groei. En op 'n dag hoor sy geraas, en sy kyk oor die muur, en sy sien die buurman staan met 'n saag, en hy's besig om hierdie vrugteboom aan hulle kant af te saag, en sy sê vir hom, wat doen hy? Hy sê, die boom dra nooit vrugte nie. Sy sê, kyk net oor die muur, al die vrugte hang aan my kant. So vrugdra is in elk geval nie vir ons bedoel, om te sien nie. Maar jy sal weet wie vrug dra.
as jy vra vir jou vrou, en jou man, en jou kinders, en jou huiswerker, en wie ook al. Want die Here doen ongelooflike dinge. En hy kan klein dingetjies in groot dinge verander. Voor laasweek moet ek by 'n AGS kerk praat daar in Kempton, en ek sê vir hulle, ek onthou die laaste keer toe ek hier gepraat het, het nie so goed afgegaan wat ek gesê het nie. Want hulle vra my toe om oor herlewing te praat. En toe was my tema die aand, vergeet van herlewing, kom ek leer julle om petrol in te gooi. Want daar reg oorkant Laerskool Kruinsig is daar 'n vulstasie, en reg langs, dit is die grootste onafhanklike kerk in Kempton, Maranatha, hulle bou nou 'n nuwe reuse kerk. En as jy so om die straat opry, dan sit die NG Kerk Kempton Kruin, die grootste NG Kerk daar, en as daar net 'n draad tussen die grootste NG Kerk en die grootste AGS Kaleidio, en reg agter is die Gereformeerde Kerk, Kempton Noord. So is 'n draad wat hierdie 3 kerke van mekaar weerhou, of iets, ek weet nie. En dan as jy net die volgende straat was, die APK en die SPCA, hulle is almal daar. En ek gooi petrol in daar by hierdie vulstasie, die heiligste vulstasie, reg oorkant Maranatha. En ek sien hoe die petroljoggie om my kar dans, met sulke tande, en hy lag, en hy dans, en hy sing. Ek sê, wow, you're in a good mood. Hy sê, you made my day. Ek sê, I did what? Want ek sit daar op my selfoon, droom verlore, gou 'n paar dinge en kyk. Ek sê, what did I do? Hy sê, you called me sir. Ek sê, ja. Hy sê, this is the first time in my life somebody has ever called me sir. Ek sê, dit kan nie wees nie. Ek sê, what do they call you? Hy begin 'n paar dinge sê. Ek sê, stop. We will all be thrown into jail when you repeat this. Ek sê, is it religious people that fill up their cars? Hy sê, oh, I only hear gospel music. Maar weet jy wat, ons is so besig met herlewing en groot dinge, en ons wil almal groot dinge vir die Here doen. Partykeer sê die Here, vergeet dit alles. Jy's alleen, maar jy's nie al een nie. Maar laat ek saam met jou loop. Dan sal ek jou wys as jy op die skip is, maar los dit tot jy op die skip is, dan sal ek jou wys hoe red ons 'n skip. Dan sal ek jou wys as jy op die berg is met al jou dik lip langheid wat jy het, Elia, sal ek jou wys hoe verander mense land. Dan sal ek jou leer, Elia en Elisa, hoe verander mense land. Al wat jy moet doen, al wat ek van jou vra, loop baie naby aan my. En die vuur sal brand. Jy hoef nie die hitte te voel nie. Ek sê in die week, en dis my laaste woord, dan sluit ek vir ons af. Ek sê in die week vir my vrou, toe ek van ons familie van ons kom kuier het uit die Kaap. Ek sê vir haar, jy weet, ons liewe skoonma is nou al 5 jaar dood, maar haar gebede werk vandag nog. Daar's nie 'n vervaldatum op regte gebede nie. Onthou hoe my oupa Chris in Heidelberg op sy knieë voor sy bed vir ons gebid het. Onthou hoe my pa vir my gebid het. Ek onthou hoe my skoonma vir ons gebid het. En dis al. En daai vrug dra vandag nog. Daar's nie 'n vervaldatum nie. God sê nie 'n gebed werk vir 'n week na dit verval nie. Ware gebed. So al wat ons vanaand vir mekaar sê, los die vuur, dit sal God laat brand. Loop jy net naby Jesus. Skuif jy net van alleen en weet dan net, jy's nie al een nie. Laat God net jou oë oopmaak soos Elisa se slaaf. En laat hy net op die berg vir jou sê, moenie bekommer nie, ek is by jou. Want dis waarvoor ons geroep is. Om saam met Jesus te lewe. Totdat hy ons weer kom haal. En tot dan is ons bulletproof, totdat hy ons roep om na hom toe te gaan. Ek onthou. Kom ons sluit af. Here, baie dankie, dat ons vanaand ook saam kan reis uit die kosbare woord. Dankie Here, al is ons baie keer alleen, ons is nie al een nie. U Gees, U self, die heilige teenwoordigheid van die drie-enige God, U die Vader, die Seun en die Gees, U is by U kerk, al die dae, tot in lengte van dae. En daarom Here, as ons nou gaan slaap, sal U gee dat ons by U tot rus kom. Dra ons in hierdie nag, dra ons geliefdes, dra ons lamp, ja Here, dra U kerk. Al is ons 'n klein groepie, gee dat ons naby die Here van die kerk sal loop. So naby,
dat wanneer U die Heilige Gees se asem oor ons uitblaas, soos daar in Johannes 20, dat ons dit sal voel. Stuur ons, Here, om vir U te lewe. In Jesus se naam. Amen.